So kom ons gaan nou 'n bietjie verder en gaan kyk na die tweede laaste een, die opstanding van die liggaam. En ek wil net so vraag hier in die bos gooi, watter een van die 12 artikels het vir jou nou die grootste betekenis? Wat een is vir jou? Dis die mooiste een. Ek sal graag daar wil begin as ek kan. Het jy enige een van die 12 artikels wat vir jou meer spesiaal is as die ander? Is al so een, ek gaan nou nie vir jou vra wat dit is nie, maar het jy een wat bietjie uitstaan bo die ander? Want dit bring ons by hierdie artikel 11, die opstanding van die liggaam. En hoe voel jy oor hierdie artikel wanneer ons praat, of wanneer ons sê, ek glo aan die opstanding van die liggaam? Want baie keer praat ons nie oor hierdie artikel nie. Dit kom nie sommer in 'n gesprek op nie. Baie keer by begrafnisse praat ons juist daaroor, want dis wanneer ons gekonfronteer word met die lewe en met die dood, en dan vind ons troos in daai boodskap van, daar is iets anders waaraan ek ook kan vashou. So waar pas artikel 11 in jou gedagtes in met die 12 artikels, die apostoliese geloofsbelijdenis? Wat artikel 11 so mooi maak, nee, daar's 'n toekomsverwagting. Vir die laaste 2 artikels, 11 en 12, het 'n toekomsverwagting. Die ander gedeeltes praat van, ek glo aan 'n kerk, die heilige algemene Christelike kerk, en die gemeenskap van die heiliges, en dit is wat ons hier beleef, dis wat ons elke Sondag doen, dis wat ons deur die week doen, as ons saam bid, saam oor die Bybel praat, saam Bybelstudie hou. Dis 'n teenwoordige gebeurtenis, 'n teenwoordige handeling vir ons, want nou kom ons by artikel 11 en 12, en skielik word daar van 'n toekomsverwagting gepraat, en dit is waar ons baie keer voel, maar ek hoef nie eintlik hieraan te dink nie, want dis nog ver, dit gaan nog eendag wees. Maar 'n toekomsverwagting maak my nou opgewonde. Dink nou, die November se kant, as jy Desember see toe gaan, met die vakansie, hoe voel jy oor hier by Oktober, November se kant? Jy begin al opgewonde raak, ons gaan see toe. Of as dit jou verjaarsdag is, of Kersfees, presente. Dit maak jou opgewonde, want daar's iets waarna jy uitsien, iets wat jy verwag. En dis waar hierdie artikel inkom, dit is 'n toekomsverwagting, waaroor ons nou moet opgewonde raak. En dit klink miskien vreemd, maar as ons nou deur hierdie gedeelte gaan, en ons sien wat sê God vir ons oor dit, raak opgewonde. Nou, reeds, oor dit wat in die toekoms gaan gebeur. Want dit is so groot, dit is so wonderbaarlik. So hoe gaan ons nou hierdie artikel verduidelik? Ek wil hê ons moet 'n bietjie teruggaan in die verlede, ons moet 'n bietjie agteruit gaan. En die eerste gedeelte waartoe ek wil gaan is Lukas 24. As jy daartoe kan blaai, Lukas 24. Dat die vraag is, die opstanding van die liggaam, hoe maak ons dit vir onsself sin? Hoe verstaan ek dit? Sodat ek nou opgewonde kan raak daaroor, dat ek nou kan begin droom al. Dink net hoe wonderlik gaan dit wees, sodat daar nou al 'n invloed op my lewe is, oor dit waarna ons uitsien. Lukas 24 van vers 29 af, net so 'n bietjie agtergrond, dit is net na Jesus se kruisiging, sy opstanding, en dan gebeur hierdie gebeurtenis. 2 van Jesus se volgelinge is op pad na Emmaus toe, dit is so 7 km van Jerusalem af. Nou voordat jy dink, maar 7 km is nie so ver nie, hulle het gestap met sandale, en dit was nie so mooi, onthou hulle het nie in die Vrystaat gebly nie, dit was nie so plat nie. Dit het so gegaan, berge en dale, dis waar die liedjie vandaan kom, op berge en dale, so het hulle gestap, 7 km, en Jesus het saam met hulle gestap, en hulle het dit nog nie besef nie. Onthou, dis net na sy kruisiging en sy opstanding. Die ander disippels weet nog nie lekker wat het gebeur nie. Petrus en Johannes,
Maar die ander dis nog 'n vreemde gedagte dat Jesus leef. En toe hierdie gebeurtenis, Lukas 24 vers 29, hulle het egter by hom aangedring, dis so hulle by hulle huis kom, toe sê hulle, kom saam, hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit sal amper aand, en die dag is al verby. Daai gasvryheid van hulle, toe het hy ingegaan, onthou dis die opgestane Jesus, toe het hy ingegaan, om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop, en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat het, en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan, en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander by mekaar en sê, die Here het regtig opgestaan, en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het, toe hy die brood gebreek het. Die opstanding van die liggaam, en ons praat hier van Jesus. Na sy kruisdood, na die begrafnis, het hy opgestaan uit die dood uit. Die graf was leeg. Die soldate het dit beleef. Petrus en Johannes, die vroue, die graf is leeg. En hier kom hierdie twee mense en hulle bring 'n verdere getuienis. Ons het Jesus gesien. Hy het saam met ons geloop. Nie hy het saam met ons gesweef nie. Hy het saam met ons geloop. Hy het by ons huis ingegaan. Ons het by die tafel gaan sit. Nadat ons hande gewas het, nadat ons voete gewas het. Hy het by die tafel gaan sit, hy het die seun gevra, hy het die brood gebreek. Dis nie 'n geestelike handeling of 'n geestelike handeling nie, dit is in ons woorde 'n fisiese handeling, dit is wat gebeur het. Voor hulle oë sien hulle Jesus. Hulle het hom in die kruising sterf. En hier sien hulle hom in hulle huis. En dit is 'n getuienis van Jesus se opstanding en van sy nuwe liggaam. En dit is waar ons moet begin. Ons moet gaan kyk maar wat het met Jesus gebeur. Want as ons verstaan wat het met Jesus gebeur, gaan kyk ons maar wat is ons belofte? Wat is ons verwagting? Wat is hierdie toekomsdroom van ons? Maar wat belangrik is van hierdie getuienis, dit is 'n weerspreking van die mense wat sê, maar Jesus het net in die disippels se gedagtes opgestaan. Dit was maar net 'n droom of 'n belewenis wat hulle gehad het. Dit het nie regtig so gebeur nie. Hierdie twee getuig, hy saam met ons gestap. Dis nie ek droom dit en jy droom dit nie. Hy het saam met ons gestap. Hy het met ons gepraat, hy het ons tot inkeer gebring. Hy het die brood gebreek. Ons het hom gesien. Ons oë het oopgegaan en ons het hom herken, dis ons Here. Dis Jesus. So as ons praat van die opstanding van die liggaam, begin ons by die punt van Jesus leef. Jesus leef en dit is ons eerste stoppunt. Jesus leef. Die getuienis van Jesus se opstanding tweeledig. Dis hy het opgestaan. Hy leef en dit is 'n liggaamlike opstanding. Dis nie 'n geestelike ding nie. En as dit net geestelik is, dan hoef ons nie eintlik daaraan te steur nie. As dit net 'n belewenis is, dan is dit nie so belangrik nie. Maar as ons kan sê, hy het waarlik opgestaan, hy het 'n nuwe liggaam, dan raak dit vir ons iets om aan vas te hou. Want ek praat heeltyd in terme van artikel 11, die opstanding van die liggaam. Raak jy opgewonde oor hierdie gedeelte? Dink jy daar is 'n belewenis vir jou saam met God, 'n belewenis vir jou saam met Jesus? Ek weet ek maak nou 'n baie groot sprong, maar ek vra dit juis want dis 'n verdere gedeelte waarna ons moet gaan kyk oor die realiteit, die werklikheid van hierdie liggaam wat ons gaan ontvang, 'n nuwe liggaam, dat ons in God se teenwoordigheid kan wees. En dit gaan dan oor die hemel en die hel. En is die hemel en die hel vir ons 'n realiteit? Is dit vir jou 'n realiteit? Of is dit, baie mense sê, dis net 'n gedagte, dis net 'n denkwyse, dis net 'n geestelike belewenis wat mense
beleef, maar is dit vir jou 'n werklikheid? En dit is wat hierdie volgende gedeelte vir ons sê. Ons gaan kyk na Lukas 16. As jy gou na Lukas 16 toe kan blaai. Dit gaan oor die ryk man en Lazarus. Ek wil net vir ons lees daar van vers 19 af, Lukas 16 van vers 19 af. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra het en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was ook 'n arm man met die naam van Lazarus, wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van swere en selfs die honde het daarin gelek. Nou dit is nie 'n mooi prentjie nie, maar die gedagte, en onthou dit is Jesus wat 'n gelykenis vertel. Nou gelykenis, volgens Jesus se gelykenisse was die regte lewe wat hy in 'n storie vertel het en dan die boodskap gebring het. En nou vertel hy hierdie storie van die ryk man wat alles gehad het, Lazarus wat niks gehad het nie. Die hond het aan sy swere gelek. Dit is hoe hopeloos hy was. Dit is regtig 'n slegte prentjie. En dan sterf albei, Lazarus en die ryk man. En dis nou die punt waarby ons wil uitkom, want die ryk man beleef dan die doderyk, die hel soos ons dit ken, want dis waar hy is. En dan sien hy vir Lazarus in die hemel by Abraham. Dis Jesus se eie woorde, dis sy vertelling. En die boodskap is nou 'n bietjie anderste as net die hemel en die hel, maar ek wil hê ons net vir 'n oomblik daar so stil staan. Dit is wat hy sê, dit is 'n werklikheid. Jesus vertel nie storieetjies wat nie bereikbaar is nie. Hy stel nie uitdagings wat nie moontlik is nie. Hy bring vir ons hierdie vertelling van die hemel en die hel, sodat ons kan weet, maar dit is die waarheid. Daar is 'n hemel en 'n hel. En ek wil nie oor die hel preek nie. Ek wil praat oor die hemel, want dit is ons verwagting. Onthou, Jesus het opgestaan. Dis ons eerste punt. Nou kom ons by die hemel, en dit is waar ons opgewondenheid moet begin, want daar is 'n hemel. En dit is nie, ek dink daar is nie. Hierdie gelykenis verduidelik wat Jesus sê van die hemel. En dan, daar's nog soveel ander getuienis wat Jesus self sê. Ek sien julle weer. Ek gaan weg, maar ek kom terug. Ons gaan weer by mekaar wees. Die Psalm sê maar, Jesus sal nie in die graf bly nie. Petrus het daai getuienis met Pinksterdag gegee van, hy gaan nie in die graf bly nie, God sal hom uitbring. Dis hoekom Jesus leef. Jesus se woorde, sy gelykenis, die Ou Testament se profeseë, openbaring, wat deur Jesus aan Johannes geopenbaar is. Die getuienis van hoe dit gaan wees. Die kerk, die gelowiges rondom God se troon. En dit is ons realiteit. Dit is wat ons kan verwag. Daarmee vra, kan ons iets regtig verwag? Ek lees van Jesus se opstandingsliggaam, maar dan kom dit, maar daar is 'n hemel. Daar is 'n geleentheid vir my om by God te kan wees. Daar is 'n werklikheid van die hemel. En dis waar die opstanding van die liggaam inkom. Wat vir ons so belangrik is. Soos die lewe na die dood is 'n werklikheid, dis Jesus se woorde. En ek wil hê ons moet nou hierdie lyne by mekaar probeer bring. Jesus se opstanding, hy wat lewe, die Emmausgangers wat dit gesien het, hy wat die brood gebreek het, hy wat die seën uitgespreek het, hy wat by hulle teenwoordig was. Die hemel, die realiteit dat God sê, maar ons sal by hom wees. Wat Jesus gesê het, maar julle sal by my wees. Hierdie lyne, kom ons trek hierdie lyne by mekaar, en die eerste een is wat ons al reeds oor gepraat het, Jesus het opgestaan. En ek wil vir jou vra, maar glo jy dit? Glo jy dit met
alles in jou, dat hy gesterf het. Dis vir ons mooi, hy het gesterf, want my sonde is nou vergewe, maar Jesus het ook opgestaan, en hy leef nou. En hy sê, maar jy moet saam met my leef. Glo jy dat hy opgestaan het? En dat hy nou leef? Nie in 'n geestelike manier van dink nie, maar in werklikheid, in realiteit, want dit is waarin ons leef. In hierdie werklikheid, in hierdie realiteit. Jesus het opgestaan, die hemel by God is 'n realiteit. Glo jy dit vandag? Dat die hemel is 'n realiteit vir jou, dat God beloof, jy sal by hom wees. Dat jy om sy troon sal sit, dat jy in sy teenwoordigheid sal wees. Glo jy dit? Die hemel by God is 'n realiteit. En dan kom dit nou by, hoe gaan ons dit nou alles maak werk? Jesus het opgestaan, die hemel is 'n werklikheid, en dan kom God en hy sê, maar julle gaan by my wees, hoe gaan julle by my wees? Ek gaan vir julle 'n nuwe liggaam gee. In 1 Korintiërs 15 praat hy van die ou lewe, die lewe van Adam, die eerste mens. Adam wat gesondig het, en ons het hierdie liggaam. En dan praat hy van die tweede Adam, Jesus, wat die verlossing gebring het, wat eers 'n perfekte lewe gelei het, en toe vir die sondes van almal aan die kruis gesterf het. En hy bring 'n tweede liggaam, 'n geestelike liggaam, 'n hemelse liggaam. En dit is so mooi. 'n Hemelse liggaam wat ons kry sodat ons in die hemel kan wees. Dit is hoe wonderlik dit is. Dis die belofte wat God vir ons gee. Jy gaan verander word, sodat jy by my kan wees, sodat jy my glorie en my almag en my majesteit kan sien. En dit is wat ons moet opgewonde maak. Waarvoor lewe ek? Ek lewe nou om my Here te dien, te eer, te verheerlik, maar ek lewe ook vir 'n toekomsverwagting. Ek gaan by Jesus wees. Ek gaan in God se troon sal wees. Ek gaan voor sy troon wees. Ek gaan hom saam met die engele dag na dag loop en prys. My Here, ek is in sy teenwoordigheid. Dis wat Jesus gesê het in Johannes 17 vers 24. Vader, hoor mooi, dit is sy gebed, hè? Hy bid dit tot die Vader. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het. Nou dit is alle gelowiges. En as jy vanmôre bely, Jesus Christus is my Here, dan is dit jy. Hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees. Want hy het opgestaan, hy lewe, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Dis ons toekoms. Dis wat die opstanding van die liggaam beteken. Ons gaan by Jesus wees, soos hy dit wil hê. Soos hy vir sy Vader gevra het. Maak dit jou opgewonde? Is dit vir jou hierdie wonderlike belofte? Wow, kyk wat gaan ek beleef saam met my Here. Want Jesus wil dit hê. Hy het dit moontlik gemaak. Hy het opgestaan en hy sê, maar ek gee vir jou 'n nuwe liggaam. Dit is, ek wil wegkom net van 'n realiteit. Dit is ons werklikheid. Dit is ons werklikheid. Dis want ons op pad is. Ek gaan sterf. Ek gaan 'n nuwe liggaam kry. En ek gaan vir ewig by God wees. Vir ewig by God wees. Maar watter invloed het dit nou op jou lewe? Want ons kan nie net hierdie wonderbaarlike ding lees nie, want dit is amper so vreemd vir ons. Hoe is dit moontlik? Hoe kan dit werk? Ons lees dit, ons glo dit, dit is die waarheid, maar watter invloed gaan dit nou op my lewe hê? Gaan ek net rustig aangaan met my lewe? Ek doen wat ek doen, ek gaan deur wat ek moet deurgaan en dis, of raak ek aangeraak deur hierdie groot belofte, hierdie wonderlike, hierdie gebed van Jesus? Hy wil hê jy moet by hom wees. Hy het alles in plek gesit sodat jy by hom kan wees. Ons moet by hom wees. So watter invloed het dit op jou? Dat jy eendag Jesus gaan sien, aangesig tot aangesig. Sonder enige, daar gaan nie grense wees nie, daar gaan nie 'n skeiding wees nie. Aangesig tot aangesig met Jesus, hy wat vir jou so lief was, dat hy gesterf het aan die kruis. Hy wat alles moontlik gemaak het,
sodat jy hom kan ken, nou hier op die aarde, maar ook sodat jy vir ewig saam met hom kan leef. Hoe beïnvloed dit jou lewe? Laat alles in plek is, dat jy 'n nuwe liggaam gaan kry, sodat jy in sy teenwoordigheid kan oorleef, dit beleef. Hoe beïnvloed dit jou lewe nou? Opgewondenheid. Ek seker dit is die eerste ding wat jy vanmôre wou gesê. Opgewondenheid. Opgewondenheid. Dit wat wag. Ja. 10.000 maal beter as Kersfees. As 'n vakansie by die see. Dit is wat vir my wag. Werp alles in die stryd. Ja, stel God eers, want dis waar ek wil uitkom. Jesus, ek wil by U wees. Dis waar ek wil opeindig. Dit is 'n beskrywing van my toekoms by die Here. Werp alles in die stryd nou, sodat jy dit gaan bereik. En daarom wil ek vanmôre vir jou vra, ernstig vra, as jy nie vanmôre seker is of dit jou toekoms is nie. As jy vanmôre twyfel, maar gaan ek dit maak, gaan ek daai kat maak om by Jesus te wees, is my naam op die lys om in sy teenwoordigheid in te gaan ek 'n nuwe liggaam ontvang. As jy vanmôre nie seker is nie, gaan kyk wat het ons gelees in Romeine. Gaan kyk wat het Jesus vir jou gedoen. Jy is vrygespreek. Jou sondes is vergewe. Jy is nou kind van God. Sonder twyfel, want God sê so. Onthou wat is groot, dit te aanvaar as die waarheid. En dit te gaan leef, dit deel te maak van my lewe. So as jy vanmôre nie seker is of dit jou toekoms is, gaan maak seker, gaan praat met die Here. Gaan praat met 'n gelowige, kom praat met my, praat met die kerkraad. Maar as jy nie seker is, maak asseblief vandag seker. Want dit is die grootste wat wag, ons gaan by die Here wees. So daar's 'n opgewondenheid. 'n opgewondenheid om alles in die stryd te werp. Ek doen alles vir my Here. Met opgewondenheid, want daar is 'n toekoms wat nou al aangebreek het. Ja, eendag ten volle in al sy glorie en al sy heerlikheid, maar ons beleef dit nou al. Ons beleef nou al God se teenwoordigheid. Wie woon in jou as 'n kind van God? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees is God se teenwoordigheid. Dis wat Jesus gesê het, maar ek stuur iemand om so lank by julle te wees, totdat julle weer by my kan wees. En nou het ons die Heilige Gees. En waar raak opgewonde daarvan? Wow! Ek het die Heilige Gees. Hy lei my, hy leer my, hy praat met my, hy openbaar Christus vir my, hy roep my, hy daag my uit. Glo jy dat jy vrygespreek is? Lewe in hierdie opgewondenheid, want God is reeds by jou. Ons word die tempel van die Heilige Gees genoem, terwyl ons hier op die aarde is. So God is by jou. So wees opgewonde oor ons nou situasie en raak opgewonde oor ons eendag situasie. Nou, die volgende is weer opgewondenheid. Wees opgewonde en vertel vir ander mense, hoe lyk jou toekoms? Ons hou ons daarvan om te praat, weet julle wat gaan gebeur? As ons so kyk, en ons luister, en ons lees die nuus, weet julle wat gaan gebeur? Nou het ons, weet julle wat gaan gebeur? 'n ongelooflike weet julle wat gaan gebeur storie, wat ons kan deel. Weet jy waaraan toe ek op pad? Nie see toe nie. Ek is op pad hemel toe. Ek gaan 'n nuwe liggaam kry. Ek gaan in Jesus se teenwoordigheid wees. Dis wat hy beloof het. Dis waartoe ek op pad is. Vertel dit. Deel dit. Daai opgewondenheid, laat dit oor jou spoel. Ek wil vir julle almal vertel. Ek is op pad hemel toe. Want Jesus het so gesê. En hy het vir my die pad oopgemaak. Die volgende is opgewondenheid, nee, ek spot. Dit is dankbaarheid. Met dankbaarheid oor hierdie realiteit, met dankbaarheid oor hierdie toekoms. Prys die Here. Loof hom, prys hom. Eer hom.
Dis die Vader se plan, dis deur Jesus se realiteit gemaak. Die Heilige Gees getuig dit oor ons. Dankie Here, dankie dat ek dit kan weet, dankie dat ek dit kan glo, dankie dat ek kan weet, dit is die waarheid. En U is in beheer van my toekoms. Want dis waartoe ons op pad is. Wat ook al hier op die aarde gebeur, dis waartoe ons op pad is. Om by die Here te wees vir altyd. En dan die laaste punt, lewe voluit. Lewe nou voluit. Daai petrol heeltemal plat getrap. 6de rad, voluit vir die Here. Want dis ons toekoms. Ons toekoms is nie hier op hierdie aarde. Ons is hier vir 'n ruk. En dan is ons toekoms in die hemel. Lewe nou voluit, want jy weet wat vir jou wag. Raak opgewonde. Jou beloning wag vir jou, omdat jy glo in Jesus. Uit genade is jy gered. Jy glo in Jesus, en dis die belofte wat God vir jou gee. Vir ewig sal jy by hom wees. Amen. Kom ons bid saam.